Volgende punt wat ons gaan bespreek voor ons by die kontantvloei gaan uitkom, wat Danie met ons gaan deurgaan, vir julle weer gaan wys, is hoe sit ek nou met die plan van my op papier? Nou, kom ek gaan weer vir julle vra of ek het vroeër gevra, dis vir julle uitdagende ding, as ek moet sê, jy moet dit op papier gaan sit. Is julle nog steeds so uitdagend? Is dit nog steeds vir julle so groot berg wat voor julle lê? Wie is nou baie meer gemaklik met op papier te kan neersit? Sy gaan vir my daar in Bellville, waar sou julle dan nou begin? As julle ons het nou gegee wat ons nou vanoggend gesels het en goeders, en hoe sal julle nou hierdie ding aanpak? Ek dink ek sal die aspekte wat nou op die mindmap, wat ons nou uiteengesit het, sal ek seker besluit wat sien sal ek nou begin en dan elkeen stap vir stap vat. Ek persoonlik sal begin met ek en my besigheid. Dan van daar af sal ek dan nou maar elke aspek bespreek. Seker nou maar bedrywighede en hulpbronne en dan maar net in 'n volgorde aangaan en dan sal ek als opsom, maar soos ek reeds genoem het, die executive summary kom vooraan, maar jy skryf dit aan die einde, ja. Great. Nog iets hier daar, nog iemand op Bellville wat iets wil byvoeg? Dis in my persoonlikheid, maar ek sal net eers begin by moeilikstes en wat ek nie weet wat, ja, presies waar dit gaan nie. So ek sal net eers dit gaan oplees en presies om te weet wat onder byvoorbeeld enige een van dit moet gaan, wat ek nie regtig baie verstaan of van weet nie. Van der Byl, wat sê julle? Waar sal julle nou begin? Hoe sal julle nou hierdie ding wou aanpak? Ek dink ek sal begin by jou vorige vraag van wie is ek, wat doen ek en vir wie doen ek dit? Okay. En dan van daar, wat sal jy dan doen? Van daar af sal ek begin met my bedrywighede. Jy dadelik net begin skryf of sal jy dit eers inligting mekaar maak of 'n prentjie teken? Ek sal eers rofweg miskien 'n potlood sakeplan opstel of wat ook al en dan dit van daar af uit. Right. Iemand anders daar van der Byl wat jy wil byvoeg? Soos wat sy sal sê, ek het wil nogal beantwoord het voor sy het gesê, want sy doen alles eers beplanning in potlood en dan word alles oor in pen gedoen. So, Okay. ja, nee, ek sal saam met haar stem. Niemand dink nog wat jy wil byvoeg aan van der Byl wat jy wil byvoeg nie? Lyk reg. Moot, wat sou julle hoe gaan julle sou julle dit nou wil aanpak? Goed, ek het nou al reeds met my sakeplan begin en die een ding wat ek regtig waar agtergekom is dat jy nie veronderstel is om 'n sakeplan wel volgens my in een dag te skryf nie. Want jy loop met hierdie goed in jou kop en jy dink oor hierdie stukkie en jy dink oor die volgende punt en jy voeg by. Soos wat jy nou loop en dink oor hierdie saak, soos wat jy navorsing doen, soos wat jy inligting bymekaar sit en op die einde haal jy die helfte weer uit. So ek dink 'n sakeplan is eintlik maar 'n deurdagte neersit van 'n ou se gedagtes in jou planne. So uit my ondervinding uit en ek is regtig bly as daar iemand is wat dit binne 'n paar minute kan doen, maar ek is nog steeds besig met myne en ek werk al 'n ruk aan hom. So dit is vir my, as ek met 'n sakeplan moet begin, dan dink ek begin jy met die punte wat jy dink belangrik is. En jy vul in en jy haal uit en jy lees deur. En toe ek nou heel klaar is, het ek besef ek moet hom lees asof ek hom nog nooit gesien het nie. Soos asof ek die heel eerste keer iemand anders se plan sien. So jy moet kyk op wat se inligting is daar nou van toepassing. Wat is daar wat nou nie op 'n vreemde mens van toepassing is nie. So 'n sakeplan is maar eintlik 'n proses wat oor tyd kan gebeur, nie noodwendig sommer net in een dag nie. Sharon, kan ek 'n bietjie hoor wie sal wat doen nou? Wie sal hierdie ding hoe aanpak? Ek sal ook begin by my besigheid, ek en my besigheid en dan produkverkope, bemarking en groei. Die agtergrond te gee en dan meer in detail gaan in finansies, wetlike aspekte en bedrywighede. Daar is 'n hand, Sharon. Ek dink as mens begin met hierdie sakeplan moet jy jou uiteindelike doelwit eers neersit. Want al daai goetertjies gaan op 'n manier moet saam inpas met die hoofdoelwit van vandag. En nou, kom ek sommer net by hande opsteek. Is daar 'n perfekte manier om 'n besigheidsplan aan te pak om op papier te kry? 'n Regte en 'n verkeerde manier. Daar is nie iets soos 'n regte en verkeerde manier nie. Okay, jy moet daai ding aanpak soos wat dit vir jou gemaklik is. Dis die rede hoekom ek die vraag gevra het, sodat jy kon hoor hoe verskillende mense die ding aanpak. Seker klink dit dieselfde, maar dit is glad nie dieselfde nie. Punt is, jy moet dit benader van die plek, jy moet dit benader soos wat dit vir jou gemaklik is. Onthou dit moet 'n unieke dokument wees wat jy kan vir mense oorvertel en dat jy gemaklik is om jou besigheid te kan dokumenteer, as ek dit so kan stel. Daar in die moed gesê is rondom 'n proses, dis presies wat dit is. Ons gaan vinnig deur prosesse, anders wat langer. Maar ek dink wat jy dit moet besef is, daar's nie iets soos die perfekte besigheid en die perfekte plan nie. Okay, omdat goeders heeltyd verander. Jy is waar jy is met die inligting waar jy is op daai stadium.
En jy moet jouself aan die dink kry, en dis wat ek hou van wat jy gesê het aan die moot is, jy moet hierdie ding is om jou gedagtes aan die gang te kry, sodat jy jou gedagtes kan fasiliteer, sodat jy op die einde by goeie besluite kan uitkom, wat jy dan kan dokumenteer en kan uitvoer. En hoe pivot jy heeltyd rondom dit, en nuwe inligting wat jy kry, want jy gaan elke dag nuwe inligting kry. Dis die eerste ding wat ek wil sê, as jy papier wil sit, begin waar jy wil begin. Benader dit soos wat dit vir jou gemaklik is. Die ander belangrike ding is, in die aard van die saak moet jy al hierdie areas aanspreek, want dit is die areas waar jou besigheid gaan bestaan. Dit is al die areas wat jy gaan op goeders uitvoer, sodat om op jou besigheid suksesvol te kry. Jy begin om eers navorsing te doen oor elkeen, of jy begin om net jou hoofdoelwit neer te skryf, of jy prentjies teken, wat jy doen nie. Maak seker jy doen dit op 'n manier waarmee jy gemaklik is, maar onthou, jou storie moet sin maak. Jy wil 'n samehangende storie skryf. Jy toets of jou storie samehangend is. Kom ons sê, julle begin by ek en my besigheid. Baie van julle het dit gesê. Hoe gaan jy seker maak, jy skryf samehangend jou storie, dat alles wat jy by ek en my besigheid sou neerskryf, gaan deurvloei na al die ander areas van jou besigheid toe? Christa, kan ek jou vra? Ja, ek sou dit vir iemand gegee het wat nie noodwendig weet wat my besigheid is nie, en kyk of hulle dit verstaan, want tog met iemand wat nie deel is van jou besigheid en verstaan wat jy bedoel. Okay. Ja. Wat Iemand die se opinie jy natuurlik vertrou. En ek was nog kwaad want hulle eerlik. Nee, goeie punt. Wat se terugvoer sê jy by hulle wou kry met daai benadering? Wel, ek dink sê nou maar want in ons bedryf is daar baie terme wat vir my natuurlik, jy weet, sin maak, maar wat dalk nie so eenvoudig is nie om by hulle te hoor, hierdie paragraaf verstaan ek nie, of hierso weerspreek jy jouself, of hierso noem jy dit, maar hierso sê iets anders. So, ja, ek dink maar net seker opbouende kritiek, as dit die regte woorde is. Daar sou begin, maak dit nou prakties. Wat sou jy byvoorbeeld by bedrywighede wou sien? Dat jy by ek en my besigheid sou sê, hoe sou jy dit deurtrek soontoe? By ek en my besigheid sal ek nou natuurlik my swak en sterk punte bespreek. En by bedrywighede sal ek sê hoe ek sê net maar my swak punt is sê nou ek hou nie van finansiële analise nie, en by bedrywighede sal ek sê dat ek daai gedeelte sal outsource, maar nog steeds, jy weet, kennis dra daarvan, maar dat ek daai spesifieke sê maar finansiële state sal ek outsource na iemand anders. So my swakpunt is finansiële analise, en by bedrywighede ek outsource dit. Great, so kan julle hoor, as hy dit doen, gaan daar storie al hoe meer samehangend begin wees in terme van die jockey en die besigheid. Van as mens nou, kom ons sê jy doen dit en jy speel dit deur al die 7 areas, sal dit julle help meer doelgerigte samehangende besigheidsplan neer te skryf. As jy sê maar by ek my besigheid begin en jy gaan deur al die res van die areas. Belangrik om weer eens, onthou jy wil 'n geheel prentjie skets. So is belangrik om een groepering van inligting deur alles te speel. Okay, so as jy by ek my besigheid begin, whatever inligting jy daar het, werk om deur al die areas van jou besigheid. As jy dan sê nou maar by bedrywighede kom, as ons Christa se voorbeeld gebruik en sy kom agter, hoorie ek het 'n sagte ware stelsel in plek en ek moet net soos wat ek goed prosesseer, kan ek 'n knoppie druk en gee hy vir my finansiële state. So dit is nie nodig om iemand ekstern te kry om dit vir my op te stel nie, as ek net 'n eenvoudige voorbeeld kan gebruik. Jou sakeplan gaan dan so 'n bietjie verander in terme van na besigheid. Wat ek wil hê julle moet doen is, jy begin by 'n area en jy speel hom deur al die ander areas met daai inligting. Sien wat die impak daarvan gaan wees op daai areas van die besigheid. En soos wat jy na die volgende area te beweeg, fokus jy op daai area en jy vat daai inligting wat jy daar het en sê, okay, cool, maar wat is die impak wat hierdie inligting wat jy nou hier bymekaar gemaak het, wat is die impak wat dit dan nou op die ander areas gaan hê? Nou wat gebeur as jy agterkom, hierso is nou van dieselfde inligting en van die goed begin nou mooi met mekaar praat. Dink jy jy's nou besig om 'n goeie plan bymekaar te sit en neer te skryf, of dink jy daar's gate in jou plan? So jy is sleg daar in die moot. Ek sê sleg baie keer want soos wat jy jou plan begin skryf, begin jy dink en sien jy self jou gate en waar jou tekortkominge is. En dit is dan waar jy gaan begin jou risikobestuur en goed ook gaan begin doen om te sien maar waar is my goeie punte, waar is my slegte punte en waar gaan ek iemand nodig hê om my te help om die besigheid te laat groei. Jy bedoel in 'n goeie sin, as ek reg hoor. Ja, is 'n goeie, eintlik in 'n goeie sin. Wat jy nou daar sê is presies die punt wat ek volgende wou maak. Is kom ons sê jy speel alles nou so deur
En daar kom nog goed by wat jy nie die goed bymekaar kan uitbring nie. Wat moet jy dan doen? Wat sou jy sê met mense nou dan doen? Moet jy dit ignoreer of moet jy daarmee werk totdat jy dit alles mooi bymekaar kan uitbring? Ja, my voorstel sal wees jy moet met dit begin werk en dan moet jy iemand soek wat jou kan help om dit te bou, want dit gaan deel maak van jou sukses. In die neersit op papier het ons twee benaderings, het is 'n proses wat ons volgens sê, ons kyk, ons begin by een plek en ons speel hom deur en kyk hoe praat die goed mekaar. En soos wat ek na elke ander area te beweeg, speel ek dit deur en kyk of die goed nog steeds mekaar praat. Met ander woorde, ek het nou 'n accounting stelsel, so ek het nou nie meer iemand nodig nie. Of soos in jou geval, okay, hier is ekstra inligting, wat nou? En dan begin jy weer met daai inligting, jy werk dit weer deur hierdie 7 areas. Totdat jy by 'n effektiewe plan kom wat sin maak vir jou en jou besigheid, vir die doelwitte wat jy daarvoor het. En ons het dit al gevind, vir hoe meer jy deur hierdie proses gaan, en hoe meer gemaklik jy is om deur dit te gaan, in jou kop sal jou denke neer te sit rondom en sê, okay, wat is die impak op die ander areas? Hoe meer omvattend begin, hoe meer effektief begin jy raak in terme van jou planne, en hoe meer samehangend begin hierdie planne raak. So, moenie bang wees vir nuwe inligting wat jy kry nie. As jy nuwe inligting kry, werk daarmee. En nou aan daarmee werk totdat jy gemaklik is dat dit inpas in jou plan, dat jy dit in ag geneem het in jou plan. Want jou brein is nogal 'n amazing ding in terme van prosesering van inligting as jy 'n bietjie kans gee. Veral as jy dit baie gestruktureerd begin doen, dan begin jou brein eintlik nog beter funksioneer, dis maar net hoe ons aan mekaar gesit is. So, daai nuwe inligting wat jy kry is ontsettend belangrik. Moenie dit ignoreer nie. Dis ook wat ek altyd vir hen sê, whatever jy dink, skryf dit neer. Al is dit eenvoudig vir jou common sense. Jou common sense en ander se common sense is nie noodwendig common sense nie. So moet asseblief nie aannames maak dat wat vir jou normaal is vir ander is normaal. Selfs al kom dit by investors. Dit baie ons, maar hulle dink net en praat net anders. Ook seker jy skryf alles wat jy dink neer en jy fasiliteer al daai inligting en data op 'n manier dat jy dit op die einde in jou plan kan vervat, sodat jou plan sin maak en al hoe minder gate het. Okay. En dit is wat ons maar ook julle ouens wil help as jy jou besigheidsbestuur. Hoe meer jy dink, moenie net dink aan, eers dit beïnvloed nou finansies, of voor jy dit beïnvloed aan my wetlike goed nie. Gaan kyk hoe beïnvloed al die ander goeders, want dan gaan jy met goeders opkom wat jy normaalweg nie sou mee opkom vanuit jou normale dink nie, want ons dink baie in silo's. Ons is eintlik so half bietjie so geprogrammeer of dalk so geslaan op skool dat jy doen nou wiskunde en dis wiskunde, maar niemand het vir jou gesê wiskunde gaan jy gebruik om 'n klomp ander goeders ook mee te doen, jy weet, verstaan, soos om te weet hoe moet ek inkopies doen en hoe werk my budget. Hoor wat ek sê in terme van 'n papierset, gaan speel al julle inligting heeltyd deur die 7 areas en sien wat se impak daarvan op die ander areas. Ek dit om jou plan duideliker te maak. Dit sal julle nogal help in julle bestuur van julle besighede ook om daai benadering te volg. Op die einde van die dag moet jy jou plan prakties kan uitvoer en dit is dan hoe ons dit prakties dan nou op die einde van die dag doen. Wie van julle is dit belangrik om dit in 'n 20 bladsy dokument te sit? Gou sien hande. Wie sou dit graag eerder op so 'n formaat wou doen? Okay. Ouens, asseblief doen dit so. Okay, moenie dat iemand anders vir jou ander goed vertel nie. Op die einde van die dag, as jy voor krediet sit, as jy voor 'n investor sit, as jy met jouself sit, moet jy kan verstaan wat hierso aangaan. En jy moet dit kan uitvoer sodat jy 'n suksesvolle besigheid kan hê. En as jy dit nie doen op 'n manier wat dit vir jou sin maak nie, jy dit baie moeilik aan ouens oortuig dat jy besig is met 'n goeie besigheid en dat jy weet wat jy doen. Kom ons byvoorbeeld glo nie om vir ons besigheidsplanne te skryf nie, want ons voel nie daar's waarde in dit nie. Want as ek die besigheid wou begin, dan sou ek dit gedoen het. Verstaan? Ons het al horror stories gehoor van mense wat dit vir groot transaksies by Eskom of whatever gedoen het. En dan vat hy daai businessplan so en dan sê hy vir die adviseur, okay, maar sal jy asseblief die boardroom verlaat, ons wil graag met die besigheidseienaar praat. Dan begin hulle al vra en jy kan maar net imagine wat het gebeur. Het sy nie die kontrak gekry nie en op die einde van die dag was dit 'n engse verleentheid vir en sy het R150,000 betaal vir daai besigheidsplan. Daar is regtig nie value dat mense dit goed vir jou skryf nie. Ek praat nie van waar jy praat en iemand skryf omdat jy nie goed skryf nie. Ek praat van iemand vat die ding en hy populate dit vir jou. Hy skryf jou businessplan en jy gaan nou maar net kyk. Daai goed werk nie. So ek sê vind 'n manier wat dit vir jou werk. As dit so 'n prentjie is, doen dit so. As dit geskrewe goeders is, doen dit so. Doen dit net op jou manier, want dis die beste manier. Okay. Jy sal sien met die ouens wat in die kompetisie is, ons het nou 'n bietjie vrae en goeders hoe ons dit die struktuur uiteensit deur presies hierdie proses te vat. Ons kan sien, verstaan jy jouself, verstaan jy hoe jy jouself gaan
aanwend in die besigheid en verstaan jy wat jou besigheid in terme van daai area behels. Ja, is dalk so 'n bietjie van 'n struktuur, maar ons het glad nie 'n template in gedagte nie. Okay, so dit is daai goeters werk nie. So ek sê dis 1960 se manier van doen en ons is nou al in 2016. So ons moet net bietjie begin aanbeweeg. So jy moet in jou thinking vrymoedigheid hê en jou doen en late vrymoedigheid hê om dit te doen op 'n manier wat dit vir jou werk. As ek nou vir jou sê, okay, cool, gaan nou groot, gaan skryf jou plan. Wie sal gemaklik wees om dit op papier te kan gaan neerskryf nou? Is daar enige vrae rondom die neerskryf van jou of die saamstel van jou sakeplan op papier wat jy nou nog wil weet of wil vra? Wat ons dalk nou nog nie gedek het nie. Daar in Centurion, die voor met die pink handsak. My teen is Ronel. Ek wil net gou hoor, net ten opsigte van die formaat, is dit beter om dit amper meer soos in puntsgewys te doen of meer in paragraafsgewys? Of hang dit maar af van wie jy wil target met jou plan? Dis 'n baie goeie vraag. Kom ek vra jou so, as jy die ding skryf, wie wil hê moet dit verstaan? Wel, ek dink dit hang af van wie dit gaan lees, maar ek meen vir my, ek is 'n CA, so vir my kom puntsgewys of natuurlik. Okay. Maar ek weet nie, jy weet, is dit vir ander mense makliker om dit te lees in amper soos 'n paragraaf storie formaat of kyk jy maar of, soos ek sê, wie gaan dit lees en wat daai persoon se agtergrond is en kyk min of meer hoe dink jy gaan daai persoon reageer en dink. Ek dink die uitdaging is duidelik jy keer in wat jy skryf. Goed kan kommunikeer in 'n bullet point lyn doen dit. Dan skryf 'n hengse paragraaf dan sit soos, hoorie maar wat probeer jy ou sê? Jy weet, verstaan, so weer een wat ek vir probeer sê, daar is nie 'n reg en verkeerd nie. Wat ek probeer sê, probeer net 'n manier gebruik en as jy dit whatever die manier jy gebruik, moet ek seker jy kommunikeer baie duidelik dat enige ou dit kan verstaan. Of dit nou die ouetjie is, jou kind wat in die laerskool is of iemand wat nou al lank in die tand is, hy moet dit kan verstaan. Dit is jou uitdaging wanneer dit kom by 'n sakeplan. Soos meeste goed in die lewe, ons kyk en reageer teenoor mense soos wat ons goeters kyk en doen. En dit is jou uitdaging met 'n sakeplan, is om nie net vanuit jou eie perspektief te kommunikeer nie, maar om seker te maak die taal wat jy gebruik, verstaan almal. Of dit jy probeer sê, en ek dink, veral ek kom uit 'n accounting agtergrond uit, ek moet jou sê, die skoling is baie sterk, en ons praat baie keer van goed wat ander mense net glad nie verstaan nie, so maak, weet ons, auditeer het, vir accountants het baie keer die risiko dat ons woorde gebruik wat eintlik vir meeste ons niks beteken nie. So maak seker jy vereenvoudig jou taal, jy maak jou taal baie effektief. So ek sou nie sê daar is 'n manier vir die en 'n manier vir daai nie, dat die ou voorskriftelik is nie, maar maak net baie seker jy kommunikeer duidelik. Antwoord jou vraag. Gee ander vrae rondom wat in jou sakeplan moet kom, hoe jy moet neerskryf. Daar, Ronel. Ek net gehoor ten opsigte van die kompetisie self, daar so praat hulle nou byvoorbeeld van jy moet finansiële state aanheg. Yes. Maar in watse tipe van detail gaan jy nou tipies? Doen jy nou of kyk jy ook nou maar na, jy weet, gaan jy meer opsommend net sien maar soos 'n inkomstestaat, balans tot kontantvloei staat dalk of watse tipe detail gaan mense in daarin? 'n Baie goeie vraag. Weereens, wat wil jy met jou sakeplan bereik? Wel, ek dink dit hang ook maar af seker van grootendeels wat jou tipe besigheid is. Ek meen as jy meer dienste gaan lewer, gaan jy waarskynlik meer fokus net op 'n inkomstestaat want jy gaan waarskynlik nie vreeslik baie bates en goed hê nie, maar ek meen jy gaan tog ook wil deurgee van jy weet wat, hoe gaan jou debiteure en krediteure tipe van goed lyk. En ek sou sê 'n kontantvloei staat is baie belangrik vir enige besigheid. Maar soos ek sê, ek sal nie weet, jy weet, as dit meer 'n dienste besigheid is, kan jy meer net fokus op 'n inkomstestaat en 'n kontantvloei staat of moet jy soos 'n balansstaat of iets ook bysit? Jy sê, dink ek is maar waar dit gaan, die ding moet relevant wees ensovoorts. As die besigheid soos 'n dienste besigheid baie min het regtig 'n balans staat, meer by die kontantvloei bestuur gedeelte. Dit help ook nie jy sit al hierdie massive goeders in en is meer confusing as wat dit dinge duidelik maak nie. Ek wil net voorstel dat julle ouens 'n opsommende cashflow ook insit, jy weet, wat net die hooflyne aandui. As jy ouens die detail wil gaan kyk, dan kan hulle na die detail gaan kyk, jy weet, verstaan. Maar wees versigtig om nie net die hoofvlak goeders te gee, maar nie die detail vrae te kan antwoord as iemand jou begin vra nie. Die ouens wat jy goed beoordeel van hulle is ook CA, so hulle verstaan somme baie goed en hulle verstaan om goed te kyk, so van die van julle wat nou nie finansiëel is nie, maak net seker dat dit goed is, dra gewig. Weereens,
Jy wil nie iets neersit wat jou as entrepreneur laat lyk asof jy nie weet waarvan jy praat nie. Moet dit nie overcomplicate nie, maar maak dit wat relevant is tot die besigheid, as ek dit so kan stel. Etienne, ja, ek dink net 'n belangrike ding wat ons net ook moet onthou is dis 3 of 4 beoordelaars wat sit wat niks van jou besigheid af weet nie. En dis 'n ou wat moet beoordeel of jou besigheid finansiëel volhoubaar vorentoe is en of hy sal inkoop. Een van die vrae wat ons hulle vra is, sal jy inkoop in hierdie besigheid in? En ek gaan nou ek het nou vir die groep hier in Centurion gesê ons sal nou in die week wat kom sal ons almal se terugvoer, maak nie saak waar jy in die kompetisie is nie, sal ons almal se terugvoer ook aan hulle deurstuur van die beoordelaars in die eerste ronde. En iets wat ek baie keer gesien het onder die terugvoer wat die beoordelaars gegee het, is dat hulle sê maar hulle kan nie sien of hierdie ding finansiëel haalbaar is nie. Daar is nie vir hulle genoeg inligting om te sien of die ding finansiëel haalbaar is nie. So ek dink die vraag wat ons vir onsself moet vra as ons daai tipe van vraag beantwoord is as ek hierna kyk, kan ek sien en het sy dit nou kontantvloei of wat se verslag ook is. Jy moet daai ding en julle het dit nou ook genoem. Jy moet daai verslag of jou finansiële staat moet jy vir iemand kan gee en hy moet daai kan aflei oor is dit die moeite werd om in hierdie ding te belê? Is my risiko gedek as ek hierin belê en hoe gaan ek dink die groot ding is gaan ek my geld terugkry en hoe gaan ek geld maak daaruit? So want dit is so goed jy gaan lê hierdie ding voor aan 'n belegger. Hy moet kan sien, jy's fyn, hierdie maatskappy is gesond, daar is bates of iets wat my risiko kan dek of die vooruitskatting wat daar is in die verkope is so realisties dat ek kan sien ek kan geld daar uitmaak, maar dit op die einde van die dag sit hy net met 'n papier. Hy het nie in hierdie tweede ronde al die kans om jou 1-op-1 uit te vra nie. So jy moet vir hom genoeg inligting gee dat hy uit jou sakeplan wat jy vir hom neergeskryf het, daai 2 vrae kan beantwoord. Moet ek net daai comment vir rondom relevant net bietjie duidelik maak. Kom ons sê jy het nou 'n start-up besigheid waar daar nog niks gebeur het nie of wat baie klein is. Wees saam dat kontantvloei is relevant. En jou inkomste staat basies en waarskynlik het so wel besigheid nog nie begin nie, het nie 'n balansstaat regtig. Weet so om 'n balansstaat te gee, gaan nie vir jou noodwendig so baie beteken tensy van dit in jou besigheidsplan waarvoor jy goeie soek kapitaal intensief is. Waar besigheid nou lekker aan die gang is al wat nou begin op 'n balansstaat waarde genereer, whatever dit is. Dit sal ook cool wees vir hom om dit te sien, jy weet. So maar ek sal eerder 'n geprojekteerde balansstaat dalk gee as wat ek 'n snapshot balansstaat gee, want dit sê ook maar net histories wat die ding op 'n sekere tyd gedoen het. So ons hou meer van dinamiese finansiële inligting as ek dit so kan stel wat meer vir jou geïntegreerd inligting wys. Maar dit is tyd by jou vraag Ronel. So as jy vir my basies 'n balansstaat wil gee, sal ek eerder wil sien hoe lyk hy jaar vir jaar geprojekteer vorentoe. En dis iets so waar Daniel se app nogal baie cool is. So hy projekteer vir jou balansstaat, jou cashflow en jou inkomste staat vir jare vooruit, jy weet. So ek kan actually sien hoe bou ons waarde op die balansstaat of in jou cashflow en al daai tipe van goeders. So maar dit hang regtig af van waar is jou besigheid nou, wat pitch jy in jou ou, wat pitch jy in jouself en om die relevante finansiële verslae bymekaar te sit. Nog vrae? Iemand nog vrae? Yes, daar is 1 of 2 vrae. Vir die doel van die kompetisie, is dit 'n 1 jaar plan, 5 jaar plan, 3 jaar plan? Ek sou sê moenie minder as 3 jaar gaan nie. Jy praat van finansiële projeksies, nê? Nee. Julle sakeplan. Ook 'n plan dui aan wat jy wil doen en wat jy in die toekoms gaan doen. Jy weet, verstaan? So jy weet as jy toekomsgroei vooruitsigte gaan insit, vir hoe lank vooruit wil jy dit insit? Wat is relevant in jou industrie, jy weet? Verstaan? As dit by finansiële projeksies kom, wil meeste ouens sien ten minste die eerste 3 jaar, verstaan, dalk eerder nader na 5 jaar toe, maar ek bedoel, na 3 jaar begin het eintlik maar regtig 'n thumbsak raak, weet hoe dinge gaan deesdae. Jy moet die ding skryf soos wat jou plan is om daai besigheid te vat vir die doelwit wat jy hom gemaak het. As jy hom gemaak het om net vir die eerste jaar te kyk of hy werk, dan doen dit vir 'n jaar. As jou plan is om sê, kom ons wil 'n besigheid gaan groei, gaan jy waarskynlik vir langer as 'n jaar in besigheid wil wees, as ek regsou dit sê. So dan gaan jy daarom meer as 'n jaar se inlig oor meer as 1 jaar met praat, jy weet, verstaan in terme van hoe jy dinge sien op daai stadium. 'n Vraag aan Centurion? Etienne, ek wil net uitvind, is daar 'n formaat van konfidensialiteit? Hoekom ek vra, so 6 maande terug het ons 'n innoveringsprojek voorgelê aan Gibbs se kompetisie. Ja. Waarby ons deurgedruk het na die top 30 toe en ons moes 'n voorlegging aan die hele paneel gedoen het voor al die mense en baie van hulle was nie daar vir die
kompetisie of die voorlegging julle was daar om idees te steel. Ons is baie erg op dit, is dat alles bly konfidensieel, die beoordelaars weet dit ook. Dis hoekom ons ook nie die hele wêreld daarbey betrek nie. Dit is net 4 of 5 uitgekiesde mense. So nee, alles is onder konfidensialiteit. Selfs ons as jy besigheidsplan sien, mag ons niks daarmee doen totdat ons nie eers met jou daaroor gepraat het en vir jou voorgestel het, hoor hier is 'n geleentheid of whatever nie. So nee, jy is heeltemal reg.